Hallo julle. Hallo daar. Iets waaroor ons amper deurlopend gesels. Veral George. Nee, ons gesels met mekaar ook daaroor dikwels. Miskien roer ek dit aan, uh Gereeld. maar, maar is die hele kwessie van kunsmatige intelligensie, AI, en die impak wat dit op die mensdom het, op ons leefwêreld en hoe ons leef, hoe ons na dinge kyk en spesifiek wat dit sê van ons eie menswees en menslikheid. Mm. Wat vir my een van die grootste ontdekkings van AI is. En eintlik 'n verrassing is. 'n groot verrassing. Ja. Dit is 'n neuwe produk wat ek glad nie voorsien het nie. Mm. Mm. Ja, ek dink voor ek al my wat is dit? My voorbehoude daaroor uitspreek. Miskien moet jy eers daarvan vertel. Van jou voorbehoude. Nee, vertel vir ons van jou ontdekking. O. uh in my omgang met AI, want daar is baie dinge wat 'n mens bekommer en wat regtig valstrikke is en wat regtig nadelig vir mense kan wees. Daar's nie twyfel daaroor nie. Dit is nie net een groot wondermiddel wat blindelings gebruik moet word nie. Daar moet baie verantwoordelik daarmee omgegaan word. So vir geen oomblik kan 'n mens dit beskryf as die oplossing vir alle menslike probleme nie. In party opsigte gaan hy eerder nog menslike probleme skep, menslike probleme ontbloot. Daar's geen twyfel daaroor nie. Maar terselfdertyd is dit so dat iets gearriveer het in dieselfde kategorie as die industriële revolusie, as die atoom era. Dit is 'n volgende epog waarin ons in beweeg. En maak nie saak wat ons sê of ons voorbehoude is nie, dit kan nie weer teruggedraai word nie. Ons weet dit is moontlik. Dit kan gedoen word. Dis 'n volgende stap in die menslike ontwikkeling. En hoe om daarmee om te gaan. So daar was, ek wil sê hierdie afgelope 2 jaar was daar as ware 'n ontploffing. Dis nie dat dit toe begin het nie, dit het geleidelik gekom. In die laaste 2 jaar was daar as ware hierdie ontploffing wat kunsmatige intelligensie betref, met die gesprekstoepassings wat daarmee saamgaan. En in my gebruik daarvan, deurlopend om take vinniger te doen, om vinniger by antwoorde uit te kom oor 'n wye reeks van dinge. Of dit nou hier is op die plaas om die bedrading van 'n moeilike motor na te kyk, om te kyk na wat is 'n geskikte router wat 'n mens vir die Wi-Fi kan gebruik, of dit is om iets oor die agtergrond van 'n boek te kyk, maak nie saak wat nie. Het ek agtergekom dat dit my terugneem na wat is uniek aan my menslikheid. En eintlik, wat is dit wat AI of kunsmatige intelligensie nie kan vervang nie? Hy kan dit nie vervang nie. Ja. En hoe 'n mens in 'n groot mate, veral hier in die beginfase, ek dink dit is ook besig om te ontwikkel, maar hoe 'n mens agterkom wanneer iets kunsmatige intelligensie is. Wanneer dit nie die menslike vingermerk het nie, wanneer dit nie die menslike geur het wat 'n mens kan optel nie. En wat 'n mens dan agterkom, die eg menslike eienskap is die ietwat morsige deel. Ja, die nie perfek nie. Die nie perfek wees Ja. nie.
Ja. Want AI kan te glad wees. Ja, dis amper asof jy 'n neus ontwikkel daarvoor. Ja, Die babatjie is te mooi. Die babatjie doen dinge wat nie vir 'n kind van daai ouderdom moontlik is nie. dis reg. Jy weet, so daar's dinge wat jy weet, en wat jy agterkom sonder dat jy eintlik weet jy weet dit. Dis reg. Jy tel dit net op. Dis reg. Ja. So dit sê ook vir 'n mens het 'n neus vir wat 'n mens is. Ja. Ja. Ons weet wat is eg. Ons weet wat is eg. Ja. So En eg is oor die algemeen nie 100% perfek nie. presies dit. Ja. Presies dit. So maar uit verskillende hoeke is dit vir my asof kunsmatige intelligensie my aanhoudend terugneem na my menslikheid. Dat dit my ook dit is nou 'n geval van ja, maar nou gaan mense ons werk kunsmatige intelligensie ons werk oorvat en alles daarmee saam. Maar dit bring my by 'n vraag, het ons nie al op 'n punt gekom waar ons soos masjiene gewerk het nie? En dat deur masjiene aan te wend om masjiene se werk te doen, dat ons menslike dinge doen. En wat is die menslike dinge wat ons eintlik moet doen? Daar's soveel vrae wat dit by my wakker maak. Ons praat asof ons verskriklik menslik optree. En ons tree nie altyd menslik op nie. Ons het soos masjiene geword. En kunsmatige intelligensie dwing my om aanhoudend die vrae oor my menslikheid te vra. My optrede, wat is goed vir my? Wat is so ek besef iets wat vir my byvoorbeeld baie sleg is. En waaroor ek met kunsmatige intelligensie, ek bly sê kunsmatige inseminasie. Want dit is ook 'n KI. Dis ook 'n Dis 'n moeilike KI. ding. Ja. Maar Ons waaroor hoop nie ek hulle kom daarby. Maar waaroor ek aanhoudend met hulle praat en sê, maar die feit dat soveel elektrisiteit gebruik word vir die datasentrums, die feit dat soveel water gebruik word vir die verkoelingsstelsels vir daardie enorme verwerkers. Dit is nie dit is op sigself nie eties nie. Ja. En dan hoe KI na my toe terugkom en sê, maar hulle werk juis nou na groen verwerkings en om verwerking so te doen dat net op die essensiële gefokus word. So hulle is bewus daarvan en hulle verfyn dit ook. Maar ek sal hulle aanhoudend vra en op hulle tone hou. Want ons is so. En Ja. En ek het hulle al dinge gevra en dan as ek so 2 weke later kom, dan het hulle daardie ding reggestel en is dit vir my moontlik om 'n stuk dokument na hoër toe oor te dra. So jy's besig om hulle op te lei. Ek is Eties hoop ek op te lei. Dis reg. Ja. Dis reg. Ja. Maar in terme van dit, wonder mens wel oor die volhoubaarheid daarvan. Tensy hulle nou al hierdie ontwikkelings kan doen om dit groen te maak en om dit minder swaar op die voetspoor ligter te maak. En tot watter mate kan alles nie op 'n stadium miskien net, ons weet dis moontlik om daar te kom, maar dat die bronne net nie daar is nie en dat 'n mens sal moet terugval op 'n vorige era. Ja. Jy weet, teruggaan. Ek stel myself voor iets gebeur, die satelliete is almal tot niet of wat ook al, dis so halwe apocalypse tipe van en alles moet terugbeweeg. Dan wonder ek, en ek dink dit is van my voorbehoude, dan wonder ek tot watter mate het ons afhanklik geraak van die maniere om inligting te bekom, die maniere om dinge te doen. Wat ontneem ons onsself in terme van
van breinfunksies wat ons nie meer doen nie. Dit help jou ontsettend baie in terme van om amper hierdie donkiewerk, die sloerwerk Dis reg. vinnig te doen. Ja, En ja, ek meen dit is wonderlik. ja. Maar tot watter mate beperk dit byvoorbeeld jou kreatiwiteit in? As ek net vat om 'n pamflet te maak wat so vinnig nou is, jy het 'n hele wêreld van fotos en dinge wat jy kan gebruik. Maar nog steeds vervang dit nie my eie fotos nie. Vervang dit nie maar dit kan maklik. Ek kan maklik sê ag, ek het nou nie lus vandag om deur al my albums te soek nie. Ek kan net 'n paar woorde sê en dan kan ek iets of ek kan selfs iets laat maak deur AI. So daar's daai dinge en ek dink dis waar die verantwoordelik bestuur of gebruik daarvan gaan inkom. Maar tog en my bekommernis dink ek is dat dit vir ons vat altyd die maklike pad. Die Ja, vinnige pad, die ja, minste weerstandpad. Dit is hoe ons gemaak is. ja, So om jouself altyd te bly rek in terme van dinge wat eie dalk wel vir jou kan doen, maar wat jy dalk meer uniek kan doen. ja, Meer menslik kan doen. ja. Dink ek gaan ook die uitdaging wees. Dit is. Ek dink soos met elke sprong, en tegnologiese ontwikkeling bly dit die uitdaging. Toe karre ontwikkel is, het die mens al hoe minder begin beweeg en het mense 'n ongesonde lewenstyl begin ontwikkel, waar dit tevore baie meer beweeglik was. Met die ontwikkeling van selfone het dit in 'n groot mate gesprekke bevorder, maar ook gesprekke benadeel en het dit spelling geweldig teruggesit. Verstaan jy? alles het sy Elkeen van dit en 'n ja. mens kon nou gesê het, maar sê nou net, olie droog op en ons raak nou heeltemal gewoond aan motors. Wat as die olie opraak? So daar is aanhoudend daardie ding en legitieme voorbehoude wat 'n mens het. En dit is die uitdaging. Ook in terme van my menslikheid. As ek optimaal menslik wil wees, as ek Sint Irenaeus se lese, the glory of God is a person fully alive, as ek dit wil uitleef, dan moet ek myself aanhoudend hierdie vrae vra en kan sê, hoe gebruik ek hierdie ding om die sleurwerk te doen, maar my eie kreatiwiteit, my eie unieke stempel, deur dit nog sterker te laat uitlig. So dit bly die groot verantwoordelikheid in hierdie proses van ontdekking van my menswees. Julle kan hoor, ons sal nog lank hieroor kan gesels. Ja, nee, baie lank. Maar intussen tyd laat dit goed gaan daar by julle. En dan gesels ons volgende week weer. Mooi bly almal.